Shalom, goeiemôre geseëndes en welkom by Frik se bakkie boodskap op hierdie pragtige maandagoggend. Ek stop gou hier op die grondpad en ek sien die son is besig om op te kom agter daai berg. En my gebed vanoggend vir jou op hierdie maandag is dat die son van geregtigheid sal deurbreek op jou lewe vir hierdie week wat vir jou voorlê. Mense, die rede dat ek vanoggend vir jou gebid het en ook so vir my, dat die son van geregtigheid sal deurbreek op ons lewens hierdie week. Baie keer is ons so betrokke met dinge en omstandighede en situasies, dat ons sê goed en ons doen goed wat ons eintlik nie eens besef wat ons doen nie. En baie keer van daai goed is ongeregtigheid. Dis goed wat gruwel is in ons hemelse Vader se oë. Dis goed wat lynreg bots in terme van sy woord. En daarom wil ek dit juis op hierdie maandagoggend met jou deel, sodat jy hierdie week kan ingaan en dat jy geseën kan wees deur ons hemelse Vader, sodat die son van geregtigheid op jou lewe sal skyn. Weet, baie keer dan is ons betrokke so in ons handel en ons wandel deur die dag, dan vertel ons 'n leuen. As jy mooi daaraan dink, het ons eintlik 'n leuenagtige tong. En dis 'n gruwel in Vader se oë. Want Openbaring 21 vers 8 sê, hy sê die leenaars sal die koninkryk van Elohim nie beerwe nie. En dan 'n belangrike ding, ons pleeg moord. Nee, Frik, ek het nog nie 'n moord gepleeg nie. Regtig? Weet jy hoeveel moorde pleeg ons met ons mond? En ons besef dit nie eens nie. En dis hoekom ek en jy attent gemaak moet word op hierdie dinge wat ons doen, wat ons nie eens besef ons doen nie, mense. Ons pleeg moord met ons tonge. Ons spreek dood oor onsself, ons spreek dood oor ons huwelik, oor ons mense, ons kollegas, familie. Ons spreek dood. En wanneer jy dood spreek, is dit 'n ongoddelike altaar in jou lewe. En daai ongoddelike altaar gee 'n oop deur vir die vyand om my en jou aan te val en ons lewens miserabel te maak. Ongeloof. Ons bid een ding, maar ons leef 'n ander ding. Ons het nie geloof nie. As ek en jy geloof gehad het, hoeveel berge kon ek en jy nie al verskuif het nie. En weet jy, ongeloof in Meester Yeshua is eintlik die beroof of die steel van ons ewige lewe. Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En dan die al ewige ding wat in ons lewens inkom, my lewe, jou lewe, ons besef dit nie eers nie. Is trots, hoogmoed. Ons dink ons is beter as ander. Ek dink ek kan beter dink en doen en funksioneer en werk en beter praat, beter preek, beter dit, beter dat, beter bid as ander mense. O nee, hulle het nog baie om te leer. Dis hoogmoed. En ek en jy doen dit elke week sommer net so how do you do? En dis eintlik 'n gruwel in sy oë. Mense, die woord sê baie duidelik, hy weerstaan die hoogmoediges, hulle wat trots is, hy weerstaan hulle. Ek en jy kan nie weerstaan word nie, dan is ons verdoem, want sonder hom is ons niks. En dis hoekom ek vir jou omgee, want ek wil hierdie goed met jou bespreek en ons doen dit, ons sê dit, ons is betrokke met dit en ons besef nie eens waarmee ons betrokke is nie, mense. Dis hoekom dit vir my so belangrik is op hierdie pragtige maandagoggend dat die son van geregtigheid oor jou sal skyn. En soms, ons weet dit nie eers nie, ons doen dit, ons sê dit, ons kom in rebellie teen Vader se woord. As Vader sê vergewe, as hy sê spreek vry, dan doen jy dit. Jy kom nie in rebellie teen sy woord nie. Ons argumenteer nie teen sy woord nie. Ons kom met ander woorde in opstand teen sy woord. Mense, ons kan nie. Ons kan nie. En dan, wat maak hierdie tong? Baie keer hierdie tong in familie opset, gesinsverband, kollega-verband by ons werksplekke, by ons groepies, selfs in die kerk, in ons gemeente, selfs in ons gebedsgroepe, bring ons tweedrag. Het jy geweet dat daai ou het dit van jou gesê? Ons bring tweedrag. Dit skep divisie. Dit breek die saad, die goeie saad wat gesaai word. En dan kom die vyand en dalk deur ons. En hy kom saai slegte saad. Ek en jy. Mense, ons is betrokke daarmee, man. Ons praat sleg van ander. En ons weet dit nie eens nie, want dit is so deel van ons mondering, dit is so deel van ons daglikse lewe. En daarom wil ek jou attent maak op hierdie goed. 'n Hart wat onheilsplanne bedink, dan se doel, mense, ek kry die oproep asseblief, dan se doelbewuste plan om iemand te sink,
om iemand skade te doen. Meneer en mevrou vermaak, ek vermaak jou, en jy vermaak my, en so lewe ons. Dis 'n power struggle. Mense, hierdie goed wat ek nou met jou deel, is goed wat vir Elohim dwars in die krop steek. Dis goed wat nie vir hom aanvaarbaar is nie, en ons doen dit. Weet jy, ons is so heilig op 'n Sondag of op 'n Saterdag met Shabbat, en dan kom Maandag soos vandag, en Dinsdag en Woensdag, want ons vergeet wat ons oor die naweek gehoor het. Ek het vergeet van die commitment wat ek gemaak het teenoor hom, om hom te dien in gees en in waarheid, en dan kom hierdie goed in, wat ons doen, wat ons nie is van kennis dra nie. Inteendeel, ons gees, die gees van ons gewete, kla ons nie eens meer aan nie. Ons gaan net aan. En baie keer in ons lewens, dan kom daar, wanneer die gees van God vir jou sê, nee, moenie dit doen nie. Pas op vir dit, jy gaan nie jou vingers verbrand, moenie dit doen nie. Jy is besig om met vuur te speel, en dan doen ons dit. En baie keer dan kom die gees van God, en ons herinner ons, hy herinner ons, en wat ons dalk nie moet doen nie, of moet doen, dan sê ons, ag man, nie nou nie, volgende keer. Weet jy wat doen ons? Ons bedroef hom. Ons bedroef hom. En op hierdie maandagoggend is dit vir my belangrik om dit met jou te deel, want ons gaan uit en ons gaan in die werksplekke en ons kom terug vanaand by ons families, en jy dalk miskien 'n slegte dag gehad en jy's geïrriteerd of wat ook al die geval mag wees, en ons raak betrokke by hierdie goed en ons weet dit nie eens nie. En vanaand gaan bid ons weer, en ons besef nie eens wat ons gedoen het nie. Ons bid maar net in die algemeen, ag Vader, vergewe my sondes asseblief, en lei my in die spore van geregtigheid. Maar wat jy nie weet nie, jy het 'n ongoddelike altaar geskep vandag met jou mond, met jou optrede, met jou trotsheid, met jou leenagtige tong, met jou rebellie, jou opstand teen die woord. Ons besef dit nie, mense. En dis hoekom ek hierdie goed met jou wil deel. Ek is nou hier, my kleinkinders sê, oupa, hierdie is die elmboogdraai. Dit is die elmboogdraai. Nou ek ry een pad hiernatoe, en dan draai ek, soos die elmboog, draai ek na 'n ander kant toe. En my gebed vandag vir jou wat ingeskakel is dat ons nie dieselfde pad sal loop nie as verlede week. Dat ek en jy 'n nuwe pad sal loop. Dit laat my dink aan Jeremia hoofstuk 6 vers 16 wat hy sê, ons staan by die 2W, as die ou pad en die nuwe pad. En ek vra vandag vir jou om die ou pad te loop, die pad van heiligmaking, die pad van bruidskap. Maar die woord sê, julle wou dit nie doen nie. Julle wou dit nie doen nie. So kan ek vandag vir jou weer 'n keer bid, dat die son van geregtigheid op jou lewe sal skyn. Dan kom ek stop sommer net hier so, en ek maak hierdie vensters oop. En ek sit hierdie voertuig af, dat ek en jy lekker kan gesels. En die dale stilte neer. So Abba, ek kom net vanoggend saam met elke bakkie boodskap luisteraar. En ek bid in hierdie môre, Vader, dat die son van geregtigheid oor ons sal skyn. Daar's nou nog tyd om terug te keer. Abba, daar's nou nog tyd om reg te maak. Ons wil nie hierdie tyd laat verbygaan sonder om te sê, Abba, ek is jammer. Vergewe my asseblief vir dit wat ek doen, dit wat ek sê, wat ek nie eens van weet nie. Gewete, kom weer in lyn met die woord en kom kla my aan, dat ek slegs sal slaap as ek goed gedoen het, wat lynreg met u woord is. Gewete, kla my aan dat ek sal wandel in heiligmaking en in bruidskap. Dat dit wat die woord my leer, dat ek in daai gange sal wandel en leef, dat ek sal wandel in die spore van geregtigheid, sodat die son van geregtigheid op my lewe kan kom skyn. Abba, dis my gebed vanoggend vir elke bakkie boodskap luisteraar. En ek eer u dat u nog genadig met ons is. Dankie dat u lankmoedig met ons is. En al by hierdie goed wat ons doen, wat ons nie eens bewus is ons doen nie. Help ons, Gees van God, help ons, rig ons, lei ons, om ons attent te maak op die ongoddelike altare wat ons oprig elke dag van ons lewens. En dit gee die vyand die reg om ons aan te val. Abba, ons maak vandag daai deure toe, ons maak die hekke toe, en ek bid nou die salwende krag van u ruach, om elke juk, elke ongeregtigheid, elke sonde te kom breek vandag, in elkeen se lewe. Vader, dat ons voor u kan staan, en dat die son van geregtigheid op ons kan skyn. Abba, dis my gebed, dis my roepe vandag, tydens hierdie bakkie boodskap. En ek bid dit in die wonderbare naam van ons meester, Yeshua HaMashiach, ons verlosser
en ons saligmaker en die Messias wat weer sal kom. En my gees roep uit, halleluja.